hoe gewild die dominee is. En dan kyk jy die Sondag aandse bywoning, en dan weet jy, nee, kan nou nie onthou, maar dan Woensdag aand se bidtuur. Dan kyk jy, hoe gewild is die Here. Nou ek wil sê op 'n Vrydag aand van Pinkster, dan kyk jy hoe gewild is die Here. Want dis net die mense wat regtig wil, wat vanaand hier is. En dankie vir die wat inskakel, baie bly dat julle ook ingeskakel het. Dankie dat julle die hele week vasgebyt het, saam die pad geloop het. My gebed is regtig dat dit vir jou waarde gehad het, dat jy gegroei het. Ek gaan aan die einde, kom ek waarsku julle sommer voor die tyd, ek gaan aan die einde geleentheid gee vir kort getuienisse, en die getuienis gaan doodevoudig wees oor, is daar iets wat jy geleer het, is daar iets wat vir jou nuwe kennis of insig gegee het, is daar iets wat jy ervaar, wat die Here vir jou vra om te doen, en wat jy bereid is om te gaan doen. Ek sal aan die einde vir julle daaroor sê, en die wat nou inskakel, moet nou nie gaan terugsit en dink, okay, ons is gelukkig off the hook nie. Die wat ingeskakel het, jy kan of op Zoom, of op YouTube, of op Facebook, in die comments, kan jy net sit, wat is dit wat die Here vir jou geleer het? Wat het jy ervaar in hierdie Pinkstertyd? Wat is belangrik, dat ons ook met mekaar dit kan deel. Sondag het ons die oggend by Howick en die aand in Pukekohe, die afsluiting, dit is Pinkster Sondag, dis die uitstorting van die Heilige Gees, en ons gaan praat oor hoe die Heilige Gees die kerk op koers hou, hoe die Heilige Gees verseker dat die kerk bly by sy opdrag. En ons gaan Sondag bietjie daarna kyk, dis ook nagmaal. In Howick wil ek julle herinner, ons het van 9 af lofprysing en aanbidding saam met die orkes. So kom asseblief vroeg, kom sing lekker saam, kom loof die Here. Ons gaan erediens hê, ons gaan nagmaal hê, en na die nagmaal gaan ons curry en rys eet. So moet dit nie misloop nie. Sondag aand 6:00 by Pukekohe ook erediens met die nagmaal, en na die tyd 'n lekker saam kuier en eet. Ons vra dat die mense in Pukekohe 'n bordjie eetgoed saambring, dat ons lekker met mekaar kan deel. En gepraat van lekker en van eetgoed, Stefanie het vir ons donuts gebring. So dit is daar, moenie loop, dis nie net Etienne sinne nie, hy maak asof dit syne is, maar daar's genoeg vir almal van ons in oorvloed. So as ons klaar is met die diens, dan gaan ons lekker bietjie saam donut eet. Baie dankie Stefanie, ook daarvoor, ons waardeer dit. En dan volgende Sondag, soos die Here wil, die 15de Junie, dan sal ek met u praat oor die gawes van die Gees. Vanaand praat ons oor die vrug van die Gees. Oor 'n week, volgende Sondag, gaan ek praat oor die gawes van die Gees. Gelukkig het ek 'n hele week om daarvoor voor te berei. So dit gee my 'n bietjie tyd. Ek hoop julle het 'n blaadjie gekry. Daar is ekstra blaadjies as jy nie gekry het nie. Kom ons maak die oë toe, dan bid ons saam. Here God, ons kom buig voor U, ons aanbid U. Ons wil vanaand op hierdie Vrydag aand kom sê, Here, U is God. U is die Almagtige, ons hele lewe behoort aan U elke dag. Alle omstandighede. Ons lewe deur U, ons bestaan as gevolg van U genade. Dankie o Heilige Gees dat U in ons lewens woon en werk. Dankie vir wat ons die afgelope Pinkstertyd kon leer oor die Heilige Gees, oor U en oor U werk in ons lewens. En ek bid daadwerklik dat ons gehoorsaam sal wees aan die opdragte wat U vir ons gisteraan herinner het, dat ons opnuut vervul sal word met die Gees en voortdurend ons self sal oorgee om die vervulling van die Gees te ervaar.
Maar ek bid dat ons ook sal wandel deur die Gees. Dat die Gees ons gedrag sal bepaal. Dat ons gehoorsaam sal wees en nie die Heilige Gees bedroef nie. En dat ons ook nie die werk van die Heilige Gees in ons lewe teestaan en dit uitblus nie. Ons kom vanaand. My gebed is dat die deur die Heilige Gees in elkeen van ons harte sal praat. Kom maak dit oop. Kom maak die woord vir ons oop. Help ons om dieper te kyk as net die oppervlakkige. En om te hoor en te sien dit wat U vir ons wil sê. In Jesus naam. Amen. Wat ons sopas gesing het, dit is ons gebed. Mag dit ons gebed bly, dat die Gees ons werklik sal vul, sal oorloop, dat U deur ons sal waai, dat U die vernuwing in ons lewens sal bring, Here, of ons jonk is of oud is, dat ons werklik sal beleef, dat die teenwoordigheid van die Heilige Gees in ons binneste maak 'n verskil. Leer ons, Here, om fyn te luister. Leer ons om gehoorsaam te wees. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek kan die plekke inneem, ek kan die blaadjie uithaal met die skrifgedeeltes op, ook met 'n kort opsomming, eintlik 'n opsomming van die hele preek. As jy Bybels wil oopmaak, ek gaan lees van Lukas 6 en 2 Korintiërs 13. En later gaan ek ook uit Galasiërs 5 lees, maar dis alles op die blaadjie, so dit is eintlik beter as jy maar die blaadjie byderhand hou. Ons sluit vanaand die reeks hier af met die vraag, hoe kan ek seker wees dat ek onder beheer van die Heilige Gees lewe? Hoe kan ek weet of ek vervul is met die Heilige Gees? Baie belangrike vraag. Ek dink daar's dalk nog amper wil ek sê 'n eerste vraag wat 'n mens voor dit moet vra. En dit is, kan 'n mens dit meet of toets? Moet 'n mens toets en kyk of jy onder beheer van die Heilige Gees lewe, of soos wat ek gisteraand op 'n stadium gesê het, moet ons maar net aanvaar, dit gebeur van self en alles gebeur van self, en omdat ek 'n Christen is, gaan dit maar net sommer gebeur. Ek het die idee, baie kerkmense lewe so, as jy vir hulle ooit vra, sal hulle sê, ja nee, ek worry nie oor daai goed nie. As dit gebeur, gebeur het. Die Here laat ons maar net die goed gebeur. Hy het my gered, hy het my verlos, hy is aan die werk, hy sal in my lewe bereik wat hy wil bereik. Dit klink goed, klink ongelooflik vir hom. Ek glo dat die Bybel ons wel oproep om seker te maak dat ons wel onder beheer van die Heilige Gees lewe. Daarom dat Paulus, en dis een van die opdragte wat ons gisteraand oor gepraat het, daarom dat hy die opdrag gee, word vervul met die Heilige Gees. Dis 'n opdrag wat aan gelowiges gegee word. So kom ek wil vir die twee gedeeltes lees. Die eerste ene is wat Jesus self sê, Lukas 6, vers 43 tot 45. Julle sal agterkom, dis baie dieselfde as wat Jesus ook in Matteus 7 sê. Maar ek lees vir die gedeelte uit Lukas 6. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie. En 'n slegte boom kan nie goeie vrugte dra nie. 'n Boom word geken aan die soort vrugte wat hy dra. Vye groei tog nie aan doringbosse of druiwe aan braambosse nie. 'n Goeie mens bring goeie dade voort uit 'n goeie hart. En 'n slegte mens bring slegte dade voort uit 'n bose hart. Wat ook al in jou hart leef, bepaal wat jy sê.
En kan ek byvoeg, bepaal hoe jy lewe. Bepaal wat jy doen. Wat die vrugte is in jou lewe. Wat binnekant jou is, bepaal hoe jy na buitekant toe lewe. Hier sê Jesus baie duidelik. As jy wil regtig weet wat 'n boom, en ek is nou nie 'n groot kenner van vrugtebome ensovoorts nie, maar die oomblik as jy 'n vrug aan 'n boom sien, dan weet jy wat 'n boom dit is, want die vrug sê vir jou wat die boom is. En hy sê op presies dieselfde manier kan jy mense uitken. Mense wat werklik aan die Here behoort, mense wat werklik onder beheer van die Heilige Gees leef. Jy kan dit sien aan die vrugte, aan hoe hulle lewe. 'n ander gedeelte is wat Paulus skryf in 2 Korintiërs 13, vers 5 tot 7 en dan ook vers 11. Paulus skryf hierdie woorde, hy sê, ondersoek julle self, of julle in 'n egte geloofsverhouding met Christus staan, toets julle self. Nogal 'n bietjie 'n snaakse begrip vir ons met kerkmense. Ons hou nie daarvan nie. Ons wil sê, man, dit gaan sommer net. Jy moenie worry nie, jy moet net aangaan. Maar wat sê Paulus? Paulus sê, ondersoek julle self. Of julle in 'n egte geloofsverhouding met Christus staan. Toets julle self. As julle nie daarvan oortuig is dat Christus in julle woon, het julle die toets nie geslaag nie. Ek hoop julle besef dat ons wel die toets geslaag het. Ons bid tot God dat julle niks slegs sal doen nie. Verder, broers en susters, wees bly en ruk julle reg. Dis 'n vertaling van 'n begrip, ruk julle reg, wat ook vertaal kan word met streef na geestelike volwassenheid. Van die vertalings vertaal dit as streef na geestelike volwassenheid. Aanvaar vermaning, wees eensgesind, leef in vrede, en die God van liefde en vrede sal by julle bly. Hier skryf Paulus ook weer, onder leiding van die Heilige Gees, dat ons onsself moet ondersoek, dat ons onsself moet toets, en bepaal en kyk of ons regtig as kinders van God lewe. En dan voeg hy sommer nog by, jy moet dit aanvaar om reg gehelp te word, om vermaan te word. Moet jy nie opruk as iemand jou probeer help om op hierdie pad van die Here beter te loop. Dis ook 'n ding wat soms vir ons moeilik is, né? Iemand moet nie met my godsdienst kom plan nie. Jy weet, ek dien mos nou die Here op my manier. Los my uit. Paulus sê, wees eensgesind, leef in vrede, aanvaar vermaning. Ons moet mekaar help op hierdie pad. So wat is die toets? Wat is die toets vir geesvervuldheid? Wat is die toets vir geestelike diepte van my lewe? Gaan dit oor die vraag of ek oor sekere gawes van die Gees beskik? Ek het al baie keer gehoor dat mense sê, jy kan net regtig geesvervuld wees as jy in tale praat. Dalk het jy dit ook al gehoor. Dis die teken dat jy geesvervuld is, want die oomblik wanneer jy geesvervuld is, dan begin jy met in tale praat. Is dit waar? Of is dit dalk wanneer jy die gawe het om mense wat siek is gesond te bid, of om profesie uit te spreek en dit word waar? Is dit 'n bewys dat jy regtig geesvervuld is en dat jy onder beheer van die Heilige Gees lewe? Nee, dis nie. Hoekom nie? Wel, dood eenvoudig, dit lê in die naam wat die Bybel self vir dit gee. Die Bybel praat van die gawes van die Gees. Gawes is wat? Geskenke, presente, wat die Heilige Gees gee, soos wat hy wil. 'n teks wat ek gisterand vir julle aangehaal het, ek het vinnig daaroor gegaan, 1 Korintiërs 12 vers 11. Dit is een en dieselfde Gees, die Heilige Gees, wat al hierdie gawes bewerk, en wat aan elkeen uitdeel soos hy dit goed vind. Jy moet tog maar daai vers ernstig opneem, hoor. Ek het later in vers 30, dit is nou nie hier nie, julle kan dit maar gaan lees, dan sê pertinent, het almal die gawe om te profeteer, het almal die gawe om
te preek, het almal die gawe om in tale te praat, het almal die gawe om uit te lê? Dan sê hy nee. Hoekom? Want die Heilige Gees gee sy gawes, 'n verskeidenheid van gawes, aan gelowiges, soos wat die Heilige Gees goeddink. En soos wat die Heilige Gees wil. Nou, ek gaan nie nou in debat gaan met ander kerke nie, dis nie my doel met die Pinksterreeks nie. Maar ek wil vir jou sê, net uit die aard daarvan, dat dit gawes is, geskenke is, wat die Heilige Gees gee, en dat die Heilige Gees dit gee soos wat hy wil, en dat hy 'n verskeidenheid gee, lyk dit vir my asof dit nie reg is, dat kerke vir mense probeer leer om in tale te praat nie. Of leer om te profeteer nie. Hoekom nie? Want dan sit mos nie meer 'n gawe nie. Dat is mos iets wat ek leer. Dat is dit nie 'n geskenk nie. En dan bepaal die Heilige Gees nie wie dit kry nie. Maar ek bepaal, ek wil dit hê. En dan kry ek dit. Baie belangrik om daarop te let, dat in die Bybel, en ek sal eintlik oor 'n week, die 15de Junie, moet nie die erediens mis nie, okay? Dan gaan ek in detail met julle oor die gawes praat. Want daar is 'n verskeidenheid gawes, en daar sekere gawes wat baie meer uitstaan, baie meer sigbaar is, dramaties is. Soos praat in tale, soos om te profeteer, en daar's ander gawes wat baie minder dramaties is. Soos om te dien, soos om onderrig te gee, soos om leiding te neem, soos om te bid. Maar as ons die Bybel gaan lees, dan sien ons al hierdie gawes is belangrik, en almal word deur dieselfde Heilige Gees gegee, soos wat hy goeddink. En daarom kan die gawes nie bepaal my verhouding met die Heilige Gees nie. Die gawe kan nie bepaal of ek werklik kind van God is. Om my waarheid te sê, as jy in die Ou Testament gaan lees, dan sal jy sien, dat Saul, toe hy koning geword het, ja, die Heilige Gees het oor hom kom en hy het geprofeteer. Maar hy was definitief nie 'n wonderlike mens van die Here nie. As ons kyk na die res van sy lewe. Jy sien, die feit dat die Heilige Gees iets vir my kan gee, en vir my dit laat doen, die Heilige Gees kan my mense laat gesond maak, as dit is wat hy glo. Ek moet volgende Sondag daaroor preek, maar hy kan dit doen, as hy glo dis wat ek wil doen. Ek hoef nie eers ongelooflike toegewyde Christen te wees om dit te doen. Dit kan die Heilige Gees wees wat besluit, daai mense het dit nou nodig, en dan gebruik hy my om dit te doen. Jy sien, die gawe sê nie iets van my nie, die gawe sê iets van die gewer. Jy moet dit mooi hoor. Ok, 15. Lê die toets dalk daarin, as dit nou nie in die gawes lê nie, lê dit dalk daarin dat jy die regte terme gebruik, dat jy kan praat van die visioene wat jy gesien het, en die drome wat jy droom, en die lang ure wat jy met God spandeer, en hoe jy, as jy dit alles kan sê, beteken dit dan dat jy gees vervuld is. Sê dit hoe gees vervuld jy lewe. Nee. Hoekom nie? Want Jesus waarsku juis in Matteus 7, 21 tot 23. Hy waarsku, en hy sê teen valse profete, en hy sê in die laaste dag, gaan daar mense wees wat vir my sê, maar ons het in U naam geprofeteer en gepreek, ons het selfs duiwels uitgedryf en mense gesond gemaak. Ons het dit gedoen, en dan gaan ek sê, ga weg, ken jou nie. Jy was nooit een van my kinders nie. Jy het nooit geesvervuld geleef, jy het al hierdie goed gedoen, jy het wonderlike goed gedoen, en oor wonderlike goed gepraat. Maar jy was nie regtig in die regte verhouding met my nie. Jy het nie my wil gedoen nie. Matteus 7, 21 tot 3, ons sal weer daarby kom. So wat is die toets dan? Die toets of ek werklik onder beheer van die Heilige Gees leef, en of ek werklik geestelik gegroei het, lê in die vrug van die Gees. Jesus sê, die boom word aan sy vrugte geken.
Die vrug van die Gees is die produk wat uit my lewe uitkom, wanneer ek vervul is met die Heilige Gees en onder beheer van die Heilige Gees se lewe. Galasiërs 5 vers 22 tot 23 gee vir ons 'n pragtige samevatting van die vrug. Ek hoop julle ken dit. Maar die vrug wat die Gees voortbring is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Eintlik moet ek dit net gou weer lees. Terwyl ek dit lees, toets jouself. Paulus sê toets. Jesus sê, hoe toets jy? Kyk na die vrug. So wat is die vrug van die Gees? Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Jy sien, dis die teken, dis die bewys, dis die toets, dat iemand regtig naby God leef, en dat die Heilige Gees regtig beheer het van jou lewe, dat jy vervul is met die Heilige Gees. Want wanneer jy vervul is met die Heilige Gees, dan begin jy al hoe meer word soos Jesus. Ons het gisteraan daarvan gepraat. En daai gesindheid van Jesus kom dan in jou gesindheid en in jou woorde en in jou dade en jou optrede teenoor mense na vore. Mense kom het sommer agter. Daai is anders. Daai vrou is anders. Sy reageer anders. Daar's iets anders aan haar, daar's iets anders aan hom. Nie hy praat hierdie wonderlike hoë getale nie, nie hy kan aan wonderlike goeders doen nie, maar sy manier van doen, sy manier met mense omgaan is net so anders. Kom ek lees vir julle 'n parafrase, die boodskap van hierdie selfde gedeelte, Galasiërs 5:21, en dan kan jy jouself beter daaraan toets. Okay? So gaan maak 'n merkie. Aan die ander kant kan 'n mens duidelik sien watter mense se lewe deur die Heilige Gees beheer word. Okay? Net soos 'n boom wat 'n baie goeie vrug oplewer, wys hierdie mense se lewe dat hulle aan God behoort. Sulke mense gee baie om vir ander mense. Hulle lewe is vol vreugde. Die vrede wat van God afkom, ken en ervaar hulle. Hulle verdra ander mense, sonder om ooit lelik met hulle te wees. Hulle straal vriendelikheid en warmte uit. Daarom wil ander graag in hulle teenwoordigheid wees. Hulle doen goeie dinge vir ander mense. Ander kan altyd op hulle reken, omdat hulle self deur dik en dun op God vertrou. Hulle is vol deernis, omgee en ontferming. Die Heilige Gees stel hulle in staat om hulle self goed te beheer, sodat sonde nooit hoogtyd in hulle lewe vier. Dis net 'n beskrywing van die vrug van die Gees. Baie interessant, die vrug van die Gees word nie net genoem in Galasiërs 5 nie. Ander gedeeltes in die Nuwe Testament noem dit ook. Paulus skryf byvoorbeeld daarvan in Kolossense 3 vers 12 tot 15. Nie in dieselfde volgorde nie, presies dieselfde woorde nie, maar 'n klomp daarvan oorvleuel. Kom ek lees vir julle weer die boodskap se parafrase. God het julle gekies. Julle is sy spesiale mense in die wêreld. Net gou daar stil staan. Dis wie ons is. Uitverkorenes. God het ons gekies, hy het ons gered. Ons is sy spesiale mense. En dan sê hy is baie lief vir julle. Daarom moet julle die klere aantrek wat by julle pas, as kinders van God. Jy moet baie vir ander mense omgee, jy moet hulle lief hê. Jy moet gaaf met hulle wees. Wees op jou plek en moenie te veel van jouself dink nie.
Moet ook nie ongeskik met mense wees nie, maar hanteer hulle mooi. Gee mekaar 'n kans sonder om mekaar met kritiek uit mekaar te skeer. Kyk ook by mekaar se foute verby. Die Here het immers by al ons foute verby gekyk. Daarom word niks minder van julle verwag nie. Tussen die klere wat God vir julle gegee het, is daar 'n kledingstuk wat alles perfek afrond. Julle moet dit altyd en oral dra. Hierdie kledingstuk is die liefde. As julle mekaar liefhet, dan leef julle presies soos God dit wil hê. Liefde hou julle naby aan mekaar, soos julle veronderstel is om te wees. Dit moet ook vir julle baie belangrik wees, om in die vrede wat Christus vir julle gegee het, tot elke prys te bewaar. As julle met mekaar begin vassit, maak juis dan die keuse vir die vrede van Christus. Om die vrede te bewaar is belangrik, want God verwag van julle om soos een liggaam saam te werk. Hy wil geen dwarstrekkery hê nie. En moenie vergeet om altyd vir God dankie te sê vir al hierdie dinge nie. U sal sien, dit gaan alles oor die leefstyl, oor die gesindheid van Jesus, wat in my lewe na vore kom. Daai gesindheid van liefde. En daaraan kan en moet 'n mens getoets word. En moet jy jouself toets. Of jy regtig geesvervuld leef. En jy sal agterkom om onder beheer van die Gees te leef, om die vrug van die Gees te dra, is net die teenoorgestelde van ons sondige natuur. Dis presies die teenoorgestelde. En dis hoekom jy weet, of ek gehoorsaam my sondige natuur, of ek gehoorsaam die Heilige Gees. So hoe dra ek die vrug van die Gees? Die vraag het mense my al baie gevra, nou maar, okay, dis nou great, maar hoe gebeur dit? Hoe kom die vrug van die Heilige Gees in my na vore? Die vrug van die Gees word net gedra deur die werk van die Gees, want dit is letterlik die vrug wat die Heilige Gees in jou lewe gee. Okay, nou gaan julle vir my sê, dis die maklike antwoord. Okay, ek gaan dit vir julle verduidelik, hang in there. Johannes 15, waar Jesus praat van die wynstok en die lote, dan sê hy is die wingerdstok, ons is die lote. En dan sê hy baie belangrike ding, hy sê ons kan slegs vrug dra, as ons in hom bly, soos wat die loot in die wingerdstok bly. Om in hom te bly beteken wedergeboorte, beteken bekering, maar dit beteken ook om in 'n noue gemeenskap met hom te leef. En as jy nou die afgelope Pinkster met my saamgeloof, en Jesus het vir sy disippels gesê, hoe gaan hulle 'n noue gemeenskap met hom leef deur die Heilige Gees? Want die Heilige Gees kom in hulle woon en in hulle werk. So bly ek in 'n noue gemeenskap met Jesus, deur mooi te hoor wat die Heilige Gees vir my sê, deur mooi te luister wat die Heilige Gees vir my sê, om sy opdragte uit te voer, om te doen wat hy van my vra. En dit beteken onder andere om onvoorwaardelik lief te hê. Daar's twee kante aan die vrug van die Gees dra. Okay, twee kante. En ek noem dit spesifiek, omdat ek al baie keer in gesprekke was, en dan lê mense aan die een of die ander een die klem, en vergeet die ander een. Die eerste een is belangrik. Dis die vrug van die Gees. En mense sal dikwels dit vir jou sê. Vrug is iets wat van nature kom. Né? Dit kom van self. Jy kan nie hard werk op jou eie en met jou eie krag probeer om vrugte te produseer nie. Dis onmoontlik. Dis wat die Heilige Gees in jou lewe na vore bring.
Wanneer jy vervul is met die Heilige Gees, aan hom oorgee en gehoorsaam is, dan is dit die vrug, die resultaat daarvan in jou lewe. Maar nou het ek al baie keer gehoor dat mense stop daar. En dan sê hulle, gelukkig daarom hoef ek nie daaroor te worry nie. Want dis die Heilige Gees wat die vrug in my na vore bring. So ek wag maar net. Ek wag vir die liefde, ek wag vir die geduld, ek wag vir al die goed om te gebeur, want die Heilige Gees gaan bring. Maar dis nie hoe die Bybel praat nie. Want daar's 'n ander aspek, 'n tweede aspek. Ek het wel 'n taak en 'n verantwoordelikheid in hierdie proses. En wat is hierdie taak? Wel, eerstens om aan Jesus te behoort. Jesus sê, as jy nie in my is nie, gaan jy nie kan vrug dra nie. As jy nie naby my bly en in my bly nie, as jy nie in my liefde bly nie, so nader jy aan die Heilige Gees lewe, hoe meer intiem jy luister na die Heilige Gees, hoe meer jy bewus raak van die Heilige Gees. En daarom was hierdie reeks, dink ek, ongelooflik belangrik, want een van die belangrike dinge is, hoe gaan ek ooit weet wat die Heilige Gees in my lewe wil doen, as ek hom nie eers ken nie? As ek nie eers weet wat die Bybel sê oor die Heilige Gees nie, as ek nie weet wat die Heilige Gees in my lewe wil doen nie, as ek nie weet wat is al die beloftes oor die Heilige Gees nie, as ek onkundig is, dan kan ek nie in daai intieme verhouding met die Heilige Gees leef nie. Ek bedoel, hoe beter ek iemand leer ken, hoe nader kan ons aan mekaar kom. So dis belangrik, en ons moet onthou, dis 'n voortdurende proses, om te luister na die Heilige Gees, en dan ook te doen wat hy sê. Baie interessant, juis in Johannes 15, ek het die vers vir julle daar afgedruk, vers 2, sê Jesus, elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af. Maar elkeen wat vrugte oplewer, snoei hy, sodat dit meer vrugte kan dra. Met ander woorde, ek leef in 'n noue verhouding met die Here, maar wat doen God? God wil my net nog beter laat vrug dra, en hoe doen hy dit? Dikwels wanneer ek deur moeilike tye gaan. Snoei. Snoei. Slegtheid. As jy ooit, ek was daar in Vredendal, as hulle daai wingerde gesnoei het, kyk, daar staan hulle sulke kaal stokkies staan. Hulle sny alles weg, omtrent alles weg. En die volgende lente, dan pot hy fantasties. Hoe dieper hulle hom snoei, maar hy weet presies waarom te snoei, hy weet presies hoe om te snoei. Soms so tussen hakkies. Dalk is God besig om in jou lewe te snoei, dalk sny hy baie diep. Dalk wil jy sê, asseblief, Here, los my net, ek is okay, los my net. Jy gaan later vind, dat daar waar hy diep gesny het, kom daar nuwe groei, kom daar ongelooflike vrugte. God sny nooit in ons lewe, sommer net nie. Hy het altyd 'n doel. En sy doel, dat ek beter vrug sal dra. Maar tweedens, my verantwoordelikheid is ook daarin, dat ek die ou lewe, die sonde, waarmee ek gewoond is, ons het gister daarvan gepraat, my sondige natuur, dat ek moet klaarmaak daarmee, en die gedeelte wat ons gelees het, beskryf Paulus dit in 'n mooi beeld. Hy sê, jy moet dit soos ou vuil klere uittrek. Klaarmaak daarmee. Die werke van die vlees moet jy letterlik uitroei. Galasiërs 5 vers 19 tot 21, dis vir julle afgedruk. Die dinge wat ons sondige geaardheid ons laat doen is bekend. En hy noem dit sodat jy kan weet wat is dit wat jy mee moet stop. Okay? En ook jy maar weer merk, moet net jy dat anders sien wat jy merk nie. Seksuele sondes, stop daarmee. Ek like die Bybel. Weet julle hoekom? Want die Bybel vat al ons verskonings weg. Nee? Het julle al die debatte gehoor wat mense gehad het oor wat is nou eintlik oorspel? Ken julle dit? Huh? Is dit nou, as jy ongetroud is en jy het seks, is dit oorspel? Is dit nou, en watter seks moet jy nou hê, dan is dit oorspel? Ken julle nie daai debatte nie? Dis alles manier om so verby te kom, né? Ek gaan nou nie bekende mense aanhaal wat daarmee probeer verbykom nie, maar wat sê die Bybel sê? Seksuele sondes. The whole lot of it. Stop daarmee.
Want dis deel van die sondige. Seksuele sonde is deel van die sonde. Kry klaar daarmee. Onreinheid, losbandigheid, afgoderry, towerkuns, vyhandigheid, om in vyandskap te leef, rusie, om almekaar te stry. Ek was al in 'n gemeente waar die ouens gesê het, dit is rarig, hulle het dit gesê, was hier nie, gelukkig nie. Hulle het gesê, ons is Suid-Afrikaners, ons beklei. In die kerk. Dan denk ek, wat? Sondige natuur, julle roem op die sondige natuur. Ons hou van beklei hier in die gemeente. Wat? Kyk klaar daarmee, stop daarmee. Dis sondige goed. Sny dit af, gooi dit weg. Rusie, jaloesie, woede om kwaad te word vir mekaar, selfsugtige ambisie, verdeeldheid, partyskappe, groepiesvorming, afguns, om dronk te word, stop daarmee. Wille partytjies, al sulke dinge. So duidelik. Daar's iets wat ek moet doen. As ek geesvervuld wil lewe, as ek die vrug van die gees wil dra, ek gaan nie die vrug van die gees dra terwyl hierdie goed in my lewe aan die gang is nie. Kry klaar daarmee. Trek dit uit. Trek dit uit. Sny dit af. Maar daar's ook iets wat ek moet doen. Ek moet aantrek. Ek moet prakties doen dit wat die Heilige Gees van my vra om te doen en dit wat die Bybel my leer om te doen. Onder andere Efesiërs 4 vers 22 tot 24. Daar staan, julle het tog in julle eenheidsband met Jesus die waarheid geleer, naamlik dat julle, wat julle vorige leefstyl betref, die ou sondige mens soos vuil klere moet uittrek. Get rid of it. Bedrieglike begeertes laat hierdie mens te gronde gaan. Julle moet op 'n nuwe geestelike manier leer dink. Ja, trek die nuwe mens so skoon klere aan. Die mens wat na God se beeld geskape is. Iemand wat werklik reg lewe voor God en werklik aan hom toegewy is. Hoe kry ek dit reg? Ek kry dit reg deur gehoorsaam te wees, deur te doen wat die Heilige Gees sê ek moet doen. Galasiërs 5 vers 17 wat ek gisteraand gesê het, wat ons sondige natuur begeer is in stryd met wat die Heilige Gees wil. Die twee lyn reg teenoor mekaar, daarom kan julle nie doen net wat julle wil nie. Jy moet 'n keuse maak. Hoe leef ek geesvervuld? Hoe kom die vrug van die Gees in my lewe? Ek maak 'n keuse. Ek maak klaar met hierdie. Gooi dit uit my lewe uit. Aktief. Ek stop daarmee. Ek wil nou amper sê, mense sê, ja, hoe moet ek, jy stop daarmee. Jy hou net op. Jy neem net nie meer deel daar nie. En as die gedagte opkom, dan sê jy, sorry, ek wil gehoorsaam wees aan die Heilige Gees. Vrede, liefde, lankmoedigheid, vriendelikheid, vergewingsgesindheid. Dis wat ek wil hê. Dis die vrug van die Gees. Trek dit aan. Laat dit deel word van jou lewe. En hoe meer jy dit doen, hoe meer kom die vrug van die Gees in jou lewe na vore. En hoe meer sien mense en sien jouself dat jy onder beheer van die Heilige Gees lewe. Wonderlike getuies vir God. So, die Bybel sê, toets jouself. Hoeveel van die vrug van die Gees is daar regtig in jou lewe sigbaar? Maar hy sê, kom ons help ook mekaar. Kom ons vermaan mekaar, kom ons ondersteun mekaar op hierdie pad. Dat ons regtig saam groei. Jy's nie alleen nie, dis hoekom jy deel is van 'n gemeente. Ons is hier om mekaar te help, om te groei. Ja, ons almal sukkel, ons almal het aspekte waarmee ons sukkel, maar kom ons kry help. Kom ons oorwin die sonde, kom ons maak klaar met die sonde. Kom ons trek aan. Kom ons begin leef hierdie nuwe mens, en dat die mense as hulle in hierdie kerk inkom, dan sien hulle die nuwe mens, dan sien hulle mense wat die vrug van die Gees in hulle lewe het. Amen. Ek wil geleentheid gee vir getuienis.
Jy kan 'n vraag ook vra, as jy 'n vraag wil vra. Ek dink dit is ook goed. As jy wil getuig, kan jy getuig. Wat het jy hierdie Pinkster geleer? Is daar op jou blaadjie? Wat jy nie vroeër geweet het nie. Dan kan jy sommer net daar iets neerskryf. Jy hoef dit nie hardop te sê nie, as jy nie wil nie. Kan jy dit neerskryf? Wat het jy hierdie Pinkster geleer, wat jy nie vroeër geweet het nie? Is daar iets? Skryf dit neer. Wat het, of is besig om te verander in jou lewe, as gevolg van dit wat die Heilige Gees aan jou geopenbaar het? Is daar iets wat jy agterkom, wat besig is om te verander? Skryf dit daar neer. En wat gaan jy nou doen? Is daar iets wat jy glo, wat die Here wil hê jy moet doen? As daar is, skryf neer. Kom ons gee net eers 'n kansie, elkeen stil voor die Here. Gaan kyk daarna, skryf iets daarvan neer. As jy dan wil deel, is jy welkom om in die groep te deel. En as jy 'n vraag wil vra, is jy welkom om 'n vraag ook te vra. Kom ons raak net eers stil, dat elkeen kans kry. Selfs in jou gedagtes, dink gou oor daardie 3 vrae. Terwyl ons so sit, wil ek eers geleentheid gee vir gebed. As jy vrymoedigheid het, draai na mekaar toe 2-2 of 3-3 en bid net saam. Sê dalk vir die Here dankie, vra vir die Here dit wat op jou hart is. Bid vir mekaar. As daar iemand spesifiek is wat die Here op jou hart lê, bid vir daardie persoon. Ek weet daar's môre 'n begrafnis. Ivan gaan die begrafnis hou. Kom ons bid vir daardie familie. Kom ons bid dat God vir Ivan sal gebruik en dat die Here kragtig sal werk ook daar. Kom ons gee geleentheid vir gebed. Draai 2-2 na mekaar toe. As jy wil hardop bid, kan jy ook hardop bid. Jy hoef nie op te staan nie. Jy kan net hardop. As daar iemand is wat hardop wil bid, is jy welkom om te bid. Jy kan net so bly sit. Liewe Hemelse Vader, ons net vir sê baie dankie vir hierdie week. Daar is soveel goed wat met ons gebeur het en so. Soveel plekke wat vir ons uitgewys het waar ons dalk beter kan doen. En Vader, dankie dat U vir Dominee Hans so mooi gebruik is 'n baie goeie stryd, die spreekbuis vir wat U wil hê ons moet hoor. Here, werk in ons harte, laat ons beter is, dat ons al die vrugte mooi kan sien uit in die lewe. Vader, U groot my dat. Dankie, Here. Hemelse Vader, ek wil
Amen. Is daar enige van julle wat iets wil deel of vra? Ek gaan nie baie tyd gee nie, maar julle is welkom as daar 'n stukkie getuienis is of 'n vraag is. Stefanie het altyd baie vrae. Nee, ek kan net sê hierdie daar's soveel ongelooflike baie goed wat ons geleer het deur hierdie reeks. Dit is regtig. Soveel wysheid en goeie wat ons kan gebruik. Ek dink een van die goed wat uitgestaan is hoe ons ook die Heilige Gees kan seermaak deur wat ons doen. Ek dink dit is een van die groot dinge wat vir my uitgestaan het. Mense dink altyd net wat van my, ons dink nie altyd van wat doen ons in die Heilige Gees, wat doen ons in God en Jesus nie. So, dis een van die goed. En dan het ek 'n vraag doen. Okay, jy kan vra. Dit gaan oor die vrugte. Nou, ek dink almal van ons het seker so afgaan met die liefde. Ek is reg met hierdie en ek is reg met daai en maar oor my hemel. Is dit net goed vir ons om aan te werk? Of maak dit dat ons van nie genoeg van die Heilige Gees in ons dan? Okay, kom ek antwoord. Ek dink dit is geweldig belangrik om eers te besef dis iets waaraan ek moet werk. Ek dink ek het dit nogal in die kerk opgetel en kan ek maar eerlik sê, ek dink op 'n stadium en ek het ook so verkondig dat vrug kom van self. So jy kan nie daaraan werk nie. Tot ek gesien het, maar daar's ander verse in die Bybel wat pertinent sê trek uit en trek aan. En dan noem hy dieselfde goed. So dis iets wat ek aan kan doen. Maar gewoonlik gaan dit gepaard met uittrek en aantrek. Ek kan nie net aantrek nie. Dikwels is daar iets wat ek moet uittrek om te kan aantrek. Daar's iets wat keer. Daar's 'n sondige gesindheid, geaardheid waarmee ek moet klaarmaak, wat ek moet bely, wat ek aan die Here moet oorgee om te kan. Byvoorbeeld, kom ons vat byvoorbeeld geduld of lankmoedigheid wat nou nogals 'n bietjie van 'n issue partykeer by ons is. Maar dan is daar dikwels 'n sondige gesindheid van kritiek. Want solank ek 'n gees van kritiek het, gaan ek nie geduldig wees met mense nie. Nou ek kan hoe hard probeer om geduldig te wees terwyl ek 'n gees van kritiek het. It's not gonna happen. Selfs hoogmoed, terwyl ek dink ek is beter as ander, dan gaan ek nie geduldig wees met ander nie. Verstaan jy? So jy moet gaan kyk en vra vir die Here, die Heilige Gees sal jou openbaar. Vra vir hom, wat is dit wat keer dat ek geduldig kan wees? Wat maak dat ek nie geduldig is nie? En dan kom jy agter, hier was ek nou ongeduldig, hoekom? Want ek dink die mense is stupid. Okay. Here help my om beter oor mense te dink, anders oor mense te dink. Want dan gaan ek geduldig raak. Ek hoop dit maak sin. Regtig prakties. 'n Mens moet die goed begin toepas, maar ja, jy moet ook luister. En dis kom die Bybel belangrik. Dis kom jy die Bybel moet lees, want daar's soveel goed wat ons nie weet nie. As ons dit weet, dan kan ons dit toepas. Okay. Nog iemand iets? Gisterand het jy gesê, ons moet ook erken die Heilige Gees werk. Dis 'n baie belangrike ding. Ons moet die Heilige Gees se werking in ons lewe werk. Ek gaan eintlik die 15de gaan ek praat oor die gawes, want ons moet erken dat hy wil in ons lewe werk en hy wil ons gebruik. As ek dit teestaan, dan blus ek hom. En ek kan vir julle sê in die kerk is daar baie mense wat die Heilige Gees blus. Dis kom die gemeente dikwels so ongeestelik is. Hoekom? Want mense blus die werk van die Heilige Gees. Want hulle wil nie toelaat dat die Heilige Gees hulle gebruik om te dien, om leiding te gee, om verskillende gawes. Ek gaan nie nou die preek nie. Ek gaan die 15de gaan ek kom preek. Jy moet dit doen, want as jy dit nie doen nie, dan kan die Heilige Gees nie in die gemeente werk nie. Hy werk deur mense, hy werk deur ons. En dat ons hom erken in ons lewe. Hom erken, maar ook die gawes, dit wat hy vir ons wil gee. Stefanie, jy het 'n vraag, of nie? Nee, okay. Ek het gedink, ek sien 'n vraagteken.
Ga jy wag tot die 15de, na dit kan jy vir my vra. OK. Piet. Wil jy nie weer daai saak aanroer wat ek gestaan dit staan in 1 Petrus 3, vers 19. Ek het hom gaan opsoek, ja. David. Maar jy het 'n ander woord ook hier met my. Ja. Die Hellevaart. Ja. Daardie sin wil skrywe in my gedagtes gekom het. Kon jy nie. Kom ek praat net oor daai stukkie. Kom ons los 1 Petrus. Dis te groot ding as ek dit wil verduidelik. Ek dink baie mense het 'n probleem met die geloofsbelijdenis. Ons doen dit met die belydensklas, dat wat sê Jesus het gesterf, hy het ter helle neergedaal. Derde dag weer opgestaan. Die probleem daarmee is die feit dat Jesus aan die kruis, daai 3 ure van duisternis, het hy die volle oordeel van God gedra. Hoe weet ons dit? Want na dit het hy gesê, dit is volbring. En toe hy sterf, het hy gesê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. So hy het nie, na hy gesterf het, na die hel toe gegaan nie. Hy sê aan die Vader toe. Hy het vir die moordenaar langs hom gesê, ek sê vir jou, jy sal vandag saam met my in die paradys wees, nie in die hel nie. Die hel wat Jesus beleef het, die volle oordeel van God, was daai 3 ure van duister. Nou is ons van die punt af, maar okay, jy het my nou uitgelok. Maar so dis op jou rekening, okay? So daai 3 ure van duisternis, dit was die volle oordeel van God op die ganse mensdom se sondes. Dis soos 'n massiewe vergrootglas wat God se oordeelstrale gaan konsentreer het. En in daardie 3 ure op Jesus neergepak het. En hy het die volle oordeel van God in totaliteit tot God verlatenheid ervaar. Wat die verskriklikste ding was. Daarom dat hy uitgeroep het, Eloi, Eloi, lema sabachthani. My God, waarom het u my verlaat? Dit was die dieptepunt van sy lyding. Wanneer hy in Getsemane bid, bloed sweet, gaan dit nie oor die feit dat hy aan 'n kruis moet hang nie. Maar dit gaan daaroor dat hy daardie volle oordeel van God in die hel van God verlatenheid moet beleef, moet deurgaan. En dit het geen mens ooit beleef nie, kan geen mens ooit beleef nie. Dit het hy beleef, en hy kon dit alleen beleef, omdat hy tegelyk God was en mens was. Maar hy het dit klaar gedoen, en na dit kon hy sê, dis volbring, die prys is betaal, is afgehandel. Daar was nie 'n hellevaart. Hy was ja, en dis nou 1 Petrus, okay, nou, hy het wel na die doderyk gegaan. Nie soos wat ons dink dat die hel nie, maar om vir die geeste wat gevange is, te gaan sy oorwinning bekend te maak. En dis 2 vlakke. 1, die oordeel finaal oor hulle wat ongehoorsaam is, maar ook die verlossing vir hulle wat geglo het in die Messias wat sou kom. Want onthou, Abraham, nou gaan ons wyd, want ons gaan heel aand kan besig wees, man. Abraham is gered op dieselfde manier as wat ek en jy gered is, deur geloof in Jesus Christus. Daar's nie 'n ander manier wat 'n mens gered kan word nie. Al verskil is, Abraham het geglo in die Messias wat sou kom, dat daar 'n verlosser sou kom. Sy offerhandes was 'n roep tot God, om asseblief vir hom in te tree, en asseblief sy sondes te vergewe. Die offerhandes, sê Hebreërs, kon nie sy sonde wegvat nie. Kan niemand sy sondes wegvat nie. Offerhandes kan nie iemand sy sonde wegvat nie. Maar dis 'n roep tot God. Toe Jesus aan die kruis gesterf het, het hy gesterf vir al die sondes van die ganse mensdom, van die begin van die aarde tot die einde van die aarde. Ou Testament gelowiges moes wag, ook die wat gesterf het. Toe Jesus klaar betaal het, dis volbring, het hy na die doderyk gegaan en gesê, dis volbring. Die oorwinning is behaal, julle is verlos, vir ewig. Dis die oorwinning. Hulle moes beter glo as ons, hoor, ons is dit makliker. Ek sê nou vir julle. En daarom sê Paulus, nee, die Hebreërs skrywer, ek gaan heel aand vir julle kan preek.
Daarom sê die Hebreërs, gaan ons straf soveel erger wees as ons nie glo nie. Want hulle moes vooruitkyk en glo. Ons kyk agtertoe, ons weet, ons het Jesus, ons het alles, en as ons dan nog steeds nie glo nie. Okay, nou te klaar, amen. Kom ons sluit met 'n slotlied, en dan gaan ek die seën uitspreek. Die seën van die Here. Die Here sal vir jou goed wees, en die Here sal vir jou sorg. Die Here sal jou raak sien, en hy sal vir jou sy liefde gee. Die Here sal jou genadig wees, en die Here sal jou seën. Amen.